Goeiedag geliefdes, is week gaan vinnig verby, veral as mense so rondom die woord kuier. Ons sluit hierdie week af met die laaste gedeelte oor die heiligdom wat God in die vooruitsig gestel het vir homself. Wat hy wil sien, hoe moet sy heiligdom, sy kerk, lyk. En vers 5 van Jesaja 2 sê, kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Donker maak bang, nee. En met goeie rede. Want oor die algemeen is die donker maar die broeiplek van 'n klomp onheil. Elkeen wat regtig nou iets onheiligs wil aanvang, beplan dit en doen dit maar wanneer dit donker is, wanneer hulle nie gesien kan word nie, wanneer daar 'n sluier is oor ander mense se gesigte, sodat hulle kan sien waarmee hulle besig is nie. Donker is 'n iets wat versmoor. Vat 'n bietjie daai pragtige mooi groen plante van jou wat daar buite staan op die stoep en gooi hulle toe vir 'n paar dae. Gou. Verdor hulle en verdroog hulle, want hulle het die lig nodig om te lewe. Donker versmoor lewe. Jesaja se mense was totaal en al versmoor deurdat hulle in die donker gelewe het. En daar's soveel dinge wat dit vir hulle donker gemaak het. Hulle is polities oorheers. Hulle is met mag en mening weggevat van hulle geliefde Jerusalem af. Hulle moes lewe sonder hulle tempel, sonder hulle God, sonder hulle priesters, sonder hulle godsdiens. Hulle mag nie hulle taal gepraat het nie, hulle het hulle kultuur, alles verloor. Donker. En dan kom God en hy sê, maar volk van Jakob, kom lewe in die lig wat van die Here afkom. En hierdie lig, sê hierdie teks, is die heiligdom wat God in die vooruitsig stel. Van die heiligdom af sal daar die lig kom, nie net sodat hulle kan sien die pad waarop hulle loop nie, maar dit is 'n lewegewende lig wat selfs in die donker iets kan laat fotosinteer en laat groei en laat lewe. Het jy al gesien by die Kango grotte of die Sodwala grotte, daar waar die son by die donker bek inskyn of daar waar ligte binne in die grotte opgesit is waar daar die lig val, kom daar spontaan nuwe groen lewe. Daar is lewe in lig. En ons, Christene, kerk van die Here Jesus Christus, kerk gebou en gefokus op Christus, kerk deurdrenk met die Heilige Gees soos Paulus dit sê. Dit is wie ons is, want ons lewe in daardie lig. Hoeveel verwysings is daar nie deur die hele Bybel van God wat lig is nie? Was dit nie God se eerste skepingsdaad nie? Is dit nie ons aan Christus voorgestel word in byvoorbeeld Johannes heel in die eerste hoofstuk nie? Hy is die lig vir die wêreld. En dan ook sy woorde uit die bergpredikasie, en nou moet julle die lig vir die wêreld wees, wat op die top van die heuwel staan, sodat almal dit kan sien, en 'n baken kan hê waarheen hulle kan kom. 'n Bron kan word, waaruit mense regtig kan lewe. As ons dit kan doen, as ons dit kan regkry, dan doen ons reg aan kerk. Dan doen ons reg aan die heiligdom wat God in die vooruitsig gestel het. Dit was werklik sy bedoeling, dat die Nuwe Testamentiese kerk lewe in 'n stikkende donker wêreld sal kom indra. Is dit waarmee jy besig is? Want weer eens, moenie na die kerk kyk as die plek wat jy bywoon op 'n sekere dag vir 'n uur nie. Kyk na kerk as jouself en almal wat dieselfde as jy glo in Christus Jesus. En bepaal 'n bietjie, hoeveel lewe bring ek? Omdat sy lig in my is en ek die opdrag en die voorreg het om sy lig te laat skyn. Lewe in hierdie dooie donker wêreld kan gebring word deur gewone gelowiges soos ek en jy.
Dis die wonderlike roeping. Mag jy jou wêreld rondom jou laat groei deur jou lig. Shalom. Laat ons eers oor die werke